Julle is so welkom en dit is vir my lekker om een en elkeen te sien sonder uitsondering. Baie welkom en dit is lekker om julle hier. Julle moet maar vanoggend net so klein bietjie verlief neem met my. Ek het so 1 of 2 goed wat ek daarom nou net vanoggend moet sê, maar laat ek dit klaar sê, dan is ons klaar met die formaliteite. Eerstens vir die kinders wil ek net sê, julle weet hoe welkom is julle en ons is so bly julle is hier vanoggend en ons kan nie wag om vanoggend te kyk na julle opvoering nie en ons kan nie wag om te hoor die boodskap wat julle vanoggend gaan uitdra nie. Ons is so bly dat julle hier is. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande. Goed, en dan is daar daarom een van die Amerikaners is nou al terug. Pieter, ons is baie bly jy is terug, want jy lyk goed. Jy is nou nie so spekvet en gezond soos ek nie, maar nee man, jy is gezond. Jy hoef nie so spekvet soos ek te wees nie, maar jy lyk vir my gezond. Ons is bly jy is terug, en regtig, ons sê vir die Here dankie, dat jy veilig terug is hier by ons. Al die ander mense, ek wil nie iemand uitlaat vanoggend nie, maar asseblief, julle weet, julle is so welkom, en ons gaan ons die diens, saam met ons kinders, gaan ons regtig geniet. Ek wil vanoggend net vinnig begin met die afkondigings. Ek gaan maar my boek nader kry, want ek kan nie goeders vergeet nie. Woensdagoggend 10:00 het ons bid hier. Woensdag aand 7:00 is daar 'n orkesoefening. Daar is al reeds met van die mense pertinent gereël ook. So woensdag aand orkesoefening. En julle gaan nou sien hoekom. Ons gaan nou vir julle ook sê. Vrydag aand, ek weet die eksamen begin nou, maar ons gaan Vrydag aand gaan ons net vir so wyle lekker kuier met die jeug saam. Maar ons byeenkoms is 7:00. 7:00 Vrydag aand. Nie 6:30 nie. 7:00 Vrydag aand is ons jeug byeenkoms. Saterdagoggend 6:30 bid hier op die koppie. Asseblief ouens, ek doen 'n groot beroep op julle om saam met ons te gaan bid op die koppie. 6:30 Saterdagoggend. En dit is 'n doel wat ons daar uitdien en ons weet dit is iets wat die Here op ons geplaas het wat ons moet uitvoer. So ons Saterdagoggend 6:30 op die koppie vir bid hier. Sondagoggend gaan ons nie sondagskool hê nie. Ons het net sondagoggend het ons nagmaaldiens. Om 10:00 sondagoggend ons diens en dan sondag aand 6:00. Sondag aand 6:00 het ons sangdiens hier by ons. Jy hoor wat sê ek? Sangdiens. Ons het nie 'n Kerssangdiens nie. Ons het 'n sangdiens. Ons gaan lekker saam sing. Daar word nie gepreek nie. Sondag aand nie, ons gaan net lekker saam sing. So asseblief, dit gaan nou sleg wees as ons besoekers het hierso, en daar's bitter min van ons hierso. So kom sing saam met ons Sondag aand. Dit is ook hoekom ons Woensdag aand gaan oefen, met die oog op Sondag aand se sangdiens. So groot asseblief, ons sien daarna uit om u te sien.
Kan ek gou vra, wie verjaar vandag? Wie verjaar vandag? Annetjie? Daar by jou moet nog iemand wees wat verjaar vandag. Nee. Het ek verkeerd? Ok, dan is ek bly, ek is verkeerd. Dankie toch. Chantel Nel, verjaar die 28ste. En dan die 29ste. Karen verjaar die 29ste. Yes, 29ste verjaar Karen. En saam met Karen verjaar, hy is nou ook nie meer hier nie, Jason Terlaans. Vir Jason ook baie geluk met die verjaarsdag. Goed, ek wil, voordat ek ons versoeke gaan voorhou, wil ek graag vanoggend net gou die formaliteite afhandel deur 'n paar bedankings te doen. Rakende ons ware dag vandag, al die effort wat ingegaan het, en wat ingesit is, en almal wat 'n hand bygesit het, sê ons voor bitter baie dankie. Ek hoop nie, ek laat iemand nou uit vanoggend. As ek iemand uitlaat, julle kan na die tyd kom, julle kan my beklei, julle kan my slaan, julle kan my skop, julle kan doen net wat julle wil, as ek julle naam uitgelaat het, asseblief. Ek gaan so van hoof begin, Emerentia, ek het haar nie gesien vanoggend nie, maar Emerentia, baie dankie vir die dekor wat sy vir ons gehelp bou het hierso, en sê vir haar baie dankie. Dan Petrus, vir jou 'n woord van dank, 1 vir die dekor, 2 as sonndagskoolonderwyser, baie dankie vir jou opoffering, en dankie ook vir jou hulp. Dan by die postumering, Maritjie, baie dankie vir jou hulp, ons waardeer dit regtig vir jou, Ina wat saam met jou was, en dan ook die ander helpers wat daar was, Linda, Bernice, ek wil ook graag sommer vir die bidgroep sê, baie dankie, want ek weet die bidgroep het ook vir hierdie kinders gebid, en ook vir hierdie dag gebid, so Bernice, Linda, Annetjie, Sophia, Cecilia, Maritjie, Ronel, Santi, Tina, die hele lot, ek sê vir julle, baie dankie. Dan 'n spesiale woord van dank aan ons sonndagskoolonderwysers, Elsie, Elsie, baie dankie vir jou opoffering ook, Josai, baie dankie vir jou opoffering, ons waardeer dit. Dan net 'n woord van dank aan Sisra en John, ek moet sommer die elektronika, vir julle hulp met dit. Baie groot woord van dank aan Desiree, baie dankie vir die musiek, baie dankie vir jou hulp, ons waardeer dit. En dan Louis, baie dankie vir jou opoffering, maar ook jou sweet, bloed en trane met hierdie klankstelsel saam. Dis ongelooflik, jy kan nie glo nie. Hy stel het nou reg, 12:30 minute later, dan klink dit asof daar net nooit niks gebeur het. Maar dis dank, dit is maar hoe dit is. En ek het dit selfs daaronder in Durban gesien, en mense, dit is 'n klankstelsel waar van honderde duisende rande, en dan, terwyl hulle besig is, die volgende moment, dan sal nie niks. Maar dit is hoe klank maak. Maar, dankie Louis, waardeer. Maar vir jou en vir Claudine, baie dankie vir julle hulp met die dekor, ons waardeer dit. Dan 'n groot woord van dank aan elke ouer, wat so getrou die kinders aanry sondagskool, en vir ons oefeninge, en. Aan elke ouer, baie dankie, dat u die kinders so getrou aangery het. Ons waardeer dit, en dan nie net aanry nie, ook die omhaalslag, ons sê vir julle baie dankie daarvoor. Nou ja, ek wil net graag ook sommer dit nou afhandel. Wanneer die kinders vanoggend optree, asseblief, vra ons vir, sing saam met hulle. Hulle wil graag hê, jy moet ook deelneem. So asseblief, sing saam met hulle. Moenie daar sit met 'n bek vol tande nie. Is dit reg? Die groot mense moet nie daar sit met 'n bek vol tande en julle moet saam sing. Nee, so pas op vir julle moet saam sing vanoggend asseblief.
Daar is net een lied wat ek vra dat julle dit nie sal saam sing nie, en dit is Stille Nag gaan so idee wees, so by Stille Nag gaan ons nie saam sing nie. Ek gaan hierso sit, en ek sal vir julle, indien dit nodig is, sal ek vir julle wys, maar asseblief, kom ons geniet die program vanoggend saam met ons kinders, asseblief. En dan wil ek vir julle sê, vanoggend, as dit veel moeilik is, wees net in jou hart, 'n kind vir hierdie volgende 40 minute, dit is al wat ek wil vra. Geniet dit saam met hulle. Ons is ons kinders, ons is ons Vader se kinders. Al is ons 85 jaar oud, ons is ons Vader se kinders, ons bly sy kinders. Goed, dan gaan ek vanoggend my baie praat gaan ek afsluit deur ons versoeke net voor te hou vanoggend. Ek gaan vir dit bid, en dan gaan ons hier aangaan met die program. Ons kan eintlik nie wag vir dit nie. Versoeke wat ek vanoggend het, behalwe dat ek al die papiere nou weer neergegooi het, ek sal dit nou optel, nie bekommerd wees nie. Versoeke vanoggend is Santi Swanepoel, ons dra op aan die Here regtig, by Santi sal stil staan. Santi nou albei haar arm seer gemaak, so sy sukkel regtig, sy kan haarself nie help op die oomblik nie. Dan, die Here ken die omstandighede van Soys McClintock. Ons bid regtig dat die Here vir Soys sal bystaan. Soys het moeilike tye wat voorlê. Soys se baas is donderdag oorlede aan 'n hartaanval, en daar is groot verantwoordelikheid op sy skouers op hierdie stadium. Ons bid regtig dat die Here vir Soys sal onderneem en vir ons sal bystaan in hierdie tyd. Ons suster Sandy Lou, ons dra haar weer op aan die Here vanoggend, dat die Here regtig vir haar sal onderneem tot die volheid van haar genade. Ek het steeds op die lys vir Suzette Kriel, dat die Here regtig vir Suzette bystaan, dat die Here vir haar sal onderneem. So ook vir Ronel Delport, dat die Here ook vir Ronel sal bystaan. Dan het ek vanoggend ook Elsie, ons bid steeds vir jou, dat die Here vir jou in jou omstandighede sal voorsien en vir jou sal bystaan. Dan Tina, ons dra jou op aan die Here vanoggend, dat die Here vir jou onderneem, nie net in jou omstandighede, maar ook in jou gesondheid, dat die Here regtig vir jou sal onderneem. Geliefdes, dis die versoeke wat ek vanoggend het. As u vanoggend 'n versoek het wat u wil doen, wil u dit nie asseblief doen nie. U kan nou vir my die versoeke doen. Baie dankie. Ek wat so onverantwoordelik is, baie dankie. As u vanoggend 'n versoek het wat u net vanoggend wil sê, Here, hier is my hart, dan kan jy net jou hand opsteek en sê, Here, hier is my hart vanoggend. U ken my omstandighede. Daardie versoeke is by God bekend. Dan gaan ek vanoggend ook vra, as jy 'n dankbare hart het, wil jy nie net saam met my sê, dankie Here. Ons is so dankbaar teenoor die Here. Kom ons sluit die oor. Almagtige Here en ons Vader, in hierdie oggend wil ons begin deur vir u te sê, Here, baie dankie vir hierdie groot, wonderlike geleentheid, voorreg wat ons het, om vanmôre na ons kinders te kom kyk, te kan luister, en Here, dat ons vanmôre kom ervaar, wat is die boodskap wat u deur hulle vir ons wil oordra. Vader, in hierdie oggend, wil ek met u seën op elke kind afbid, dat hulle vanmôre, dat hulle, wanneer hulle die middelpunt is hier, dat hulle dit vanoggend sal doen tot die beste van hulle vermoë. Here, dat u naam daardeur geheilig sal word. Vader, in hierdie oggend wil ek ook vir u sê baie dankie vir die seën wat ons uit u hand ontvang. Here, gistermiddag onverwags kom hier 'n klompie reën sommer net hier, en ons dank u vir elke druppel wat val. Maar Here, terwyl daardie reën so uitsak gistermiddag, ervaar ek in my gees dat u ook die geestelike reën oor mense wil uitstort. Here, ek besef daar talle mense wat op hierdie stadium nie gereed is daarvoor nie, maar ek bid Here,
dat U hulle sal seën deur die geestelike reën op hulle te laat uitstort. So wil ek in hierdie oggend wil ek ook kom en vra, Here, dat U grond sal voorberei, dat wanneer daar saad gesaai word, dat dit sal nie net opkom nie, maar Here, dat daardie saad sal groei om nog saad voor te bring. Vader, in hierdie oggend wil ek ook vir U vra dat U ons verrigtinge hier sal seën. Here, alles wat hier plaasvind, dat dit sal wees tot en op verheerliking van U groot en heilige naam. So dan wil ek ook die geleentheid gebruik vir U te kom vra, Here, elke hand wat vanoggend opgegaan het, elke versoek wat vanoggend na U toe uitgereik het, wil ek vra dat U by elkeen sal stilstaan. U ken elkeen se hart, U ken elkeen se hartsbegeerte, U ken die omstandighede. Ek vra dat U by elkeen stilstaan in die naam van die Seun Jesus Christus. Here, baie dankie daarvoor dat ons vanoggend dit van vra. Elke naam wat ons ook vanoggend genoem het hier, ek kom plaas hulle nou by U voete. Ek vra, Vader, sal U onderneem tot die volheid van U genade deur U Seun Jesus Christus. Ons loof Here, dankie daarvoor. Here, nou, wanneer ons verder gaan met U diens, is dit my gebed dat dit sal wees 'n seën vir elkeen in die naam van Jesus. Amen en amen. Ouens, vergewe my, ek het nagelaat, ek wou graag en ek het nie. Addison, Janka se Addison Terry, Addison, sy is nie vanoggend hier nie, want sy moet saam met die skool album toe gaan vir die Environpost, het hulle gaan deelneem. En weet julle wat net, in haar afwesigheid, haar ouma was vanoggend hierso, maar in haar afwesigheid, ons gaan vir hulle 'n groot handklap gee, voor julle klap, kom ons sê vir julle hoekom. Hulle het in die finaal, het hulle tweede geëindig. Dit is 'n reuse prestasie om tweede te eindig in daai finaal. En hulle het vir die skool 'n volle R35.000 gewen. So ons is so trots op Addison en haar span, en ons dra asseblief, ouma sê ek dra die gelukwense oor, en ons is so dankbaar, want sy is een van ons sterretjies hier by die sonnaskool, sy is gereeld hier, en ja, vanoggend is sy nou nie, en sy wil graag hier wees, maar ons groot gelukwense, kom ons geef hulle 'n lekker handklap. Soos hulle in Engels sê, without further ado, kom ons begin vanoggend met ons program. En kom ons geniet dit. En sit lekker terug, ontspan en neem asseblief deel. Dit sal so lekker wees as jy deel neem. Dankie.
word aangekondig. Lukas 1:26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal oor wat sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. In daardie tyd het keiser Augustus besluit dat die volk getel moes word. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad. Josef het ook gegaan saam met Maria, sy verloofde. Terwyl hulle daar was, het Maria vir Jesus in die wêreld gebring. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie meer vir hulle plek in die herberg was nie. Skaapwagters in die oop veld. Skielik het daar 'n engel by hulle gestaan. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want Jesus is gebore. Julle sal hom in 'n stal kry. Hy is in doeke toegedraai en lê in 'n krib.
teruggegaan en motiveerd om te prijs voor alles wat hulle gesien het.
Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem baie ontstel. Hy het toe die priesthoofde en die skrifgeleerders bymekaar geroep en hulle uitgevra. Hy het hulle toe Bethlehem toegestuur. Hulle het vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei. Speel. Ek het nooit daarvan gehou om vrot eier te speel nie. Ek was altyd stadig, in gedagte en verstrooid. As een van die vlugvoetige neefies so met 'n liggie in die oë die naaste draai maak, het ek geweet. Klaar te laat. Ek is weer met die sakdoek agter my rug betrap. Ek is vrot eier. In die middel van die kring waar ek maar altyd dikwels geëindig het. Vrot eier. Almal so bespottend. Seker van selfsprekend dat ek nie daarvan gehou het om vrot eier te speel nie. Maar 'n ander soort vrot eier kon ek goed speel. Maar is die luister nie, maar die het vertel van die sjokolade wat mama gekoop het. Woeps! En die sakdoek lê agter sy rug. Maar wat wou? Die tweeling boetie van my kon ook die soort vrot eier speel. En hy weer liefdig. Barbara het gesê waar ma dit gewerk het. En as Barbara op haar weer sit weer die sakdoek agter Oud se rug. Wessel is die eerste een wat gevat het, sê sy gewete. Toe ek besig was om oor toe te hou vir wegkruipertjie. Ek het nooit opgehou
mens as 'n groot mens nie. Woeps! En ek sit die sakdoek agter my vriendin neer. Dis Sonja wat die geskinder begin het. En so probeer ek om van die liderlike sakdoek in slaap te raak. Soms speel ek selfs vrot eier met die Here. Dan sit ek die sakdoek agter sy rug neer. Here, ek sou 'n sukses van my werk gemaak het, as U net my hierdie 4 kinders in 6 jaar gegee het nie. As Johan net nie so baie uitstedig was nie, Here. Here, hoekom het U ons so lank in die boondoes laat gaan? Ek het so agtergeraak, Here. Nes Adam en Eva. Dis hulle wat eers vrot eier gespeel het. Adam die man mens antwoord. Die vrou wat die man gegee het, wat by my moes staan, sy het my van die vrugte gegee om te eet. En Eva, die vrou, sê, die slang het my verlei, en ek het van die vrugte geëet. En van toe af speel ons al vrot eier. Dis die ander vrou se skuld. Sy het my man verlei. Dis die sommer ook die hele volk se skuld. Die regering se skuld. Dis die kerk se skuld. Dis deel van die tradisie. My ouers het my so groot gemaak. Ek is 'n slaaf van die sisteem. En woeps, sit ek ons sakdoek agter die ander se rug. Want ek wil nie die sakdoek van skuld en verantwoordelikheid self dra nie. Ek wil nie met die vuil sakdoek agter my rug opdrag volg nie. Ek wil ook nie vir lees nie. En dis alles so onnodig. Want in die volle van die tyd, op 'n stille, heilige dag, het hy neergedaal tot in 'n nederige kruk. Hy het mens geword, kind geword, om saam met ons vrot eier te kon speel. Net, hy het dit anders kon speel as ons. Hy was bereid om ons almal se vuil sakdoeke bymekaar te maak, en hy was bereid om elkeen se besoedelde sakdoek agter sy rug te werk. Toe het hy aan die kruis in die middel van die kring van spotters gehang, met al die nodige respek en liefde gestuur. Hy het vrot eier in ons plek geword. Ja, so het hy op Kersnag gekom en ons in 'n nimmer eindigende sirkel van skuld, oorsaak en gevolg met 'n ketting van genade oorweeg. O, dankie Here vir die Kersgeskenk. 'n Silwerskoon sakdoek, wit soos wol, gewas in die bloed van die Lam. Amen. Maatjies, nou wil ek vir julle 'n storie vertel. Daar was eendag 'n man, en hy was vreeslik jammer vir homself. Die groot mense sal vir julle sê, hy was nog 'n goeie plek in sy lewe. Hy het gedink, niemand is lief vir my nie. Niemand geef my om nie. Wat ek ook al doen is net nooit goed genoeg nie. Ek wil nie meer lewe nie, dis nie lekker nie. En die slegste van dit alles was, hy het 'n goeie werk gehad. Hy het in 'n simfonieorkes gespeel, die Piccoli. En dat dit is 'n houtblaasinstrument. Die gewone fluit is mos omtrent so lang, maar die piccolo is net so 'n kort instrumentie.
Dan kom hy daar by die uitvoering, hier sit die saal 2000 mense wat gaan luister. Daar's die hele orkes, 60 mense wat in die orkes speel. Sulke groot dromme, so groot klavier, en daar is basviole en viole en jy noem dit al die groot instrumente. En sy instrument is net so klein. En hy sit en hy dink so. As al hierdie mense speel, en ek speel nie, is niemand in die agtergrond nie. Ek is ons man in niemand sal agtergrond, ek nie speel. En toe begin die uitvoering. En hulle het so eind weg, eendag wat ek sê, hy sit nou met die piccolo voor sy mond, maar hy blaas hom nie, hy sit net daar. En hier het hulle so eind gespeel, skielik stop die dirigent die orkes, en hy sê, waar is die piccolo? Waar is die piccolo? En daar sit 1000 mense in die saal, daar is 60 orkeslede, en die dirigent hoor die piccolo speel. Ek het nou baie keer vir die kinders in die skool gevra, wat sal jy doen as die Jezus nou ewe skielik by ons staan? Ons kan hom sien, ons kan aan hom vat, ons kan met hom praat. Wat sal jy doen? En ek sulke antwoord gekry soos, juffrou, ek sal daarom op my knie gaan staan en begin bid. En die ander een sê, ek sal my Bybel gryp en begin lees. En die ander sê, ek sal vir my maatjies van verskoning vra, omdat ek so kaptig met hulle was. Toe sê ek, maar weet jy wat? Jesus staan nie. En kyk hier. Iets is hy dirigent in die orkes. Hy is die belangrikste persoon gewees daar. Die vernaamste persoon. En hy het geweet die piccolo het nie gespeel nie. En die ander mense het nie geweet nie. En maatjies, vanmôre staan Jesus hier by ons. Hy hoor ons, hy sien ons, hy tel selfs die hare op ons hoof. En wat gaan ons doen? Gaan ons hier wees? Gaan ons eers anders wees? En ek so dikwels hoor by kinders hierdie tyd van die jaar is, ek wil die kerk toe gaan nie, ons het te veel skoolwerk om te doen. Ek wil vanmôre waarsku, ek wil vir julle waarsku, as jy nie die rustdag respekteer nie, help al die geleerderry wat jy op die rustdag doen, gaan jou niks help in die eksamen nie. Ek beloof jou dit. Dit gaan jou niks help in die eksamen nie. Die van julle wat geskiedenis neem in die skool, julle het nou al gehoor van Napoleon, hierdie ou wat die vreeslike oorlog gevoer het. En in daardie jare het hulle so gemaak. Hulle veg vir 6 dae, en die 7de dag, en rus hulle. En hy het die een oorlog na die ander gewen, die een oorlog na die ander gewen. Totdat hy op die dag kom, en hy wil hom slim hou, en hy sê hulle, van nou af veg ons 10 dae, en dan vat ons 'n rustdag. En van wanneer af het Napoleon die oorlog begin verloor? Toe hy 10 dae aan mekaar wou veg, en nie die rustdag gerespekteer het nie. So maatjies, ek is vanmôre hier om vir julle mooi te vra. Jy moet Sondag in die kerk wees. Jy moet nie Sondag by jou stoel besit nie. Dit gaan jou niks help om daar te sit nie. Maar as jy die 7de dag gerespekteer het en jy gerus, weet jy wat, as daar 'n vraagstel so voor jou lê, gaan die een antwoord na die ander een kom, en jy sal niks hoef bang te wees nie, want jy weet, die Here het gesien, hy het gehoor. Wees
jy vandag in hierdie gemeente die piccolo wat gaan speel in die orkes? Wat nie daar gaan sit en niks doen nie. Wie is die een wat gaan speel in die orkes? Geliefdes, ons is amper aan die einde van ons verrigtinge, ons is amper daar aan die einde. Ek wil graag vanoggend net vir ons afsluit. Ons gaan die Little Drummer Boy gaan ons nou sing, en dan terwyl kinders het vir ons sing, en ons na beluister, dan gaan ons voortgaan om extra blare aan hierdie boom te gee wat hier aan my linkerkant, wat daar aan julle regterkant is, en ek gaan nou vir julle 'n demonstrasie gee van hoe ons te werk gaan. Ek wil graag net vinnig aansluit by dit wat my moeder nou gesê het. Daar die belangrikheid van die piccolo speler in die simfonieorkes. So is dit ook. En weet jy, baie keer wil ons wegkruip agter, Here, ek is maar net ek. En Here, ek het nie iets om vir u te bring nie. Ek het nie iets wat ek vir u kan kom gee nie. Want ons almal dink altyd, daar's twee goed wat ons dink. Die eerste is, jy dink, as ek vir die Here iets doen, dan moet ek iets groots doen. Die Here wil nie, jy moet iets groots doen nie. Die Here wil nie, jy moet net iets kleins doen. Jy moet net deel wees. Jy moet nie daai piccolo speler wees. Daai klein piccolo vletjie moet jy wees. Die Here verwag nie van jou om die cello speler te wees nie. Die Here verwag nie van jou om die groot tamboer speler te wees nie. Die meeste van ons gaan nog net 'n piccolo speler wees. Maar wat is belangrik? Ek moet vir die Here speel. En toe ons die jaar begin het, toe ons ou jongens aan diens gehad het ons vir mekaar gesê, die prentjie het 'n klomp puzzelstukkies in. En ons het gesê, as daar een puzzelstukkie nie daar is nie, dan is die prentjie nie volledig nie. Die van u wat hier was, sal ek onthou. En ek het daai puzzle nog, en ek het die name agter op daai puzzelstukkies geskryf, so ek het hulle nog. En ek kom vanoggend vir jou sê, jou stukkie is nodig om die prentjie te voltooi. Jy kan nog dink, ag, wat sal my ou stukkie nou maak? Daai oggend het ons gesien, een puzzelstukkie maak dat jy hierdie prentjie volledig is en jy kan sien. So ook het hierdie klein seentjie, het hy gevoel, Here, ek het nie iets om vir u te bring nie. Ek is maar ook 'n arm seentjie. Ek het nie iets om vir u te bring nie. Maar weet jy wat? Hy het 'n trom gehad. En hy het op sy trom gespeel. En vir ander mense was dit dalk nie belangrik nie. Maar toe hy sy trom bring, en hy speel dit vir Jesus, die koning van alle konings, toe hy dit vir Jesus speel, het Maria dit raak gesien. En dan sluit hierdie liedjie af deur te sê, hy het hom raak gesien, en hy het geglimlag oor hom. En dis wat ek vanoggend vir u wil sê, jy kan ook dink, ek het niks om vir die Here te gee nie. Daai klein ietsie
Daai klein ietsie wat jy dan vir die Here kan gee, bring 'n groot glimlag op God se gesig, op Jesus se gesig. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, alles wat jy doen in jou lewe, al dink jy dis hoe klein en dit maak nie saak nie, weet vir God gaan dit saak maak. Kom ek net afsluit deur te sê, hier is iets wat my pa vir my geleer het. En nou, julle gaan kan sien dat dit wat my pa jare terug vir my geleer het, is 'n realiteit. My pa het vir my gesê, baie mense kyk neer op 'n straatveer. Weet jy wat 'n straatveer? Weet jy wat 'n straatveer? Ons het nie meer straatveers nie. Vroeger jare het jy ouens gekry met 'n besem, dan vee hy die strate. My pa het vir my gesê, 'n straatveer se werk is belangrik. Ander mense kan op neerkyk op 'n straatveer, maar as daar nie 'n straatveer is nie, dan gaan die strate vuil wees. Hoe lyk ons strate vandag? Soos 'n varkhok. Maar daar's nie meer straatveers nie, want dit is nou benede almal se waardes en standaarde. Ek wil vanoggend vir jou sê, selfs om 'n straatveer te wees, is belangrik in die lewe. Jy kan nog dink, jy het nie 'n belangrike werk nie. Jy kan nog dink, ag, ek is nie die skoolhoof nie. Jy hoef nie die skoolhoof te wees nie. Bring net jou klein bietjie kant en dit wat jy moet doen, en dit gaan 'n verskil teweeg bring. Veral vir julle jong mense, onthou dit vandag. Onthou dit, ek het dit al gepreek, ek het al vir julle gesê, almal van ons gaan nie die staatspresident van hierdie land word nie. Ongelukkig nie. Maar dit wat jy gaan word, gaan belangrik wees. Doen dit tot die beste van jou vermoë. Daardie miskien een talent wat jy gekry het, gebruik daardie een talent tot die beste van jou vermoë. Moenie jou talent begrawe nie. Woeker met daardie talent wat jy gekry het. En as jy met jou talent woeker, gaan die Here vir jou nog bygee, nog bygee. Dit geld vir julle ou Bybelstuk wat hier so sit, vir julle vir my. Moenie dink, ek is nou afgetree en ek het nou nie meer 'n doel nie. Jy het juis 'n doel. Jy het juis 'n doel. Doen dit tot die beste van jou vermoë. Kom ons sit net so, ek gaan net vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ons Little Drummer Boy sing, en ons gaan geleentheid gee vir die blare om geantwoord. Here, in hierdie oggend wil ek vir u sê baie dankie vir u boodskap wat u vanoggend vir ons kom oordra. Ag Here, ek kan nie genoeg dankie sê vir die feit dat u seun Jesus Christus gestuur het na hierdie aarde. Here, en dan vir die seun Jesus kan ek nie vanoggend genoeg dankie sê. Dankie Jesus, dat u my sonde en my skuld op u kom neem het. Dankie dat ek weet vandag, ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus, wat gestort is op die kruis van Golgotha. Dankie Here Jesus, dat u gehoorsaam was. Ag, Here gee tog, dat ons ook in die klein goedjies ook gehoorsaam sal wees, in Jesus naam. Here gee asseblief, dat ons elke dag, dit wat ons doen, sal doen tot die beste van ons vermoë. Here, gee asseblief, dat ons sal luister wanneer u met ons praat, en dat ons sal uitvoer gee aan dit wat u vir ons sê om te doen. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Voordat ons nou gaan luister, ek wil net 'n demonstrasie gee. Hier is wasgoedpennetjies. Ek dink julle almal kan dit sien. Alright. Dan
besluit. Ek gaan nou, ek sal nou weer blaar, maar jy vat hierdie blaar, en dan kom jy, en jy sit in hierdie boom, sit jy extra blaar aan, net vir op, so is so makkelijk soos dit. So, moet nou nie daar aan jou weer sien, die groen nie vat. Het een voorbeeld gestaan. Dan hang jy in die raak. Dan hang jy om daar aan die boom. Dit wat ons vandag hier insamel, ons is 100% vir die kinderbediening. So, dit gaan nie na die gemeente toe nie, dit gaan nie na die kerkraad toe nie, die kerkraad staan al voor, ja, die rekening, maar dit gaan 100% na die kinderbediening toe. Soos in 100%. Indien daarvan nie is wat die tiendes gebring het, God se tiende gebring het, hier is die skatkis, so die tiendes kan nie steeds in die skatkis plaas, maar asseblief ons offerande vandag, om ons aan dit hier, aan die loop. Kom ons gee vir hierdie bloop, extra lade vandag, asseblief. Ons gaan lekker saam sing, as die kinders gereed, julle gaan vir ons hier hoop ontstaan, Heer asseblief, dan gaan julle van ons lekker sing.
net so bly staan. Here, in hierdie oggend, kom sprei ek my hande uit oor hierdie kinders. En ek spreek die seën van die Here oor elke lewe. Vader, van klein tot groot, is dit my gebed vanoggend, wanneer ons die seën oor hulle spreek, dat hulle geseëndes sal wees in die naam van die Here. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Jy sal 'n geseënde van die Here wees, elke plek waar jy jou voet neersit. Ons bid, Here, dat U elke kind sal toevul met die bloed van Jesus Christus en die liefde van Jesus. Dankie dat ons dit vanoggend weer kon bevestig in Jesus naam. Amen en amen. Net daar op portret. Hoor, ja. Ek sal nie vir staan. As jy nie moet al besig is nie. Maar jy moet smile nie. Baie dankie. Baie dankie. Ons speel vir onsself ook 'n lekker hande klap. Ons gaan daardie deur gaan ons vir die kinders 'n studie gee. Dit is ongelukkig nie vir die groot mense nie, hoor. Al voel julle ook soos kinders, is net die kinders wat 'n studie gaan kry, gaan trek julle klere lekker uit, gaan werk dit, en as julle dan nie uitkom, dan gaan daar 'n studie vir julle wees. Daardie deur, ons sê julle dankie. Baie dankie aan die gemeente. Ons dankie julle, mag julle geseënd wees in hierdie week. Ons sien daarna uit om die volgende Sondag te sien vir ons nagmaaldiens. En dan ook volgende Sondag aand, groot asseblief, ons saamdiens volgende Sondag. Nie dit is goed. Baie dankie.